Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens grantbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgende vir ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Maar Cornelissen. Christel, daar is 'n klomp mense oor see van ons op hierdie oomblik, van hulle in Europa, van hulle op pad Amerika toe en dan ook die in Vietnam. Absoluut. Kyk, as jy nie nou hierdie week jou paspoort laat stempel nie, is dit jou eie skuld. Kyk, Ronald Lamola is in Den Haag, president Ramaphosa is in die VSA, Gwedi Mantashe is president van die land. Sjoe. Gwedi? Is Gwedi die president? Ja, maar Paul Machatile is in Frankryk. Nou is die tyd vir Lesotho om ons in te neem. Ja. Ek het ook gedink as dit Ja, nou is die gister tyd. op vliegtuie oor Garsfontein gegaan en toe ek soos ja. Hier is hulle nou. Volgende is die duikbote in die straat. Dit is verby. Nou ja, die ANC het 'n hoofvlak afvaardiging gestuur na Vietnam. Dis historiese bande, jy wil sê? Vraag. Die party. Die party. Nie die party. regering nie, die party. In Suid-Afrika is daar baie troebellyne tussen party en staat, Ja. maar hierdie is die ANC, nie die regering nie. So die ANC het 'n hoofvlak afvaardiging gestuur na Vietnam waar hulle het gister begin met hulle samesprekings, baie vrolik. Ek sien is baie mooi, is kleurvol, al wat 'n kameraad is uitgekom om ons afvaardiging te ontvang. Nou, Vietnam, my eerste gedagte is wat soek ons nou weer in 'n kommunistiese land? Weet wat het ons daarvoor? Wat wil hulle gaan leer? Nou wat hulle sê hulle wil gaan leer is hulle praat oor ontwikkelingsprogramme wat fokus op vroue in die jeug, politieke opvoeding en kaderontwikkeling. Nou of ons nog van dit ja. Dis alles nuwe-marxistiese sosialistiese konsepte. Dis alles wat ek dink goeders wat ons nie regtig nodig het nie en ek dink ons het baie van hierdie kaderontplooiing, ons het dit mooi onder die knie, tenders uitdeel, ons het hoërgraadpunte daarin, maar luister nou vir my. Vietnam met die laaste ruk vorentoe beweeg. So miskien is daar tog iets wat insink wanneer ons ANC afvaardiging. As ek dit reg het hulle ekonomie verlede jaar met net meer as 7% gegroei. Die verwagting is dat dit hierdie jaar met net minder as 7% gaan groei. Hulle het geïndustrialiseer, hulle bevolking se inkomste het gegroei, daar was baie private direkte buitelandse belegging gewees. So hulle het hulle kragprobleem gepak, onder andere met sonkrag. So hulle is regtig 'n land wat vorentoe gaan. As jy kyk na wat ons groeiverwagting is dit 1% as ons gelukkig is. Weet, miskien kan ons iets leer by 'n land wat se groeipersent 6 keer meer, 7 keer meer as ons in is. Of dit is wat ons gaan om te gaan leer, en ek gebruik ons ligweg, is ek nie so seker van nie. Maar dat daar lesse te leer is uit Vietnam is so. Ek sien hulle is op pad om die tweede grootste, derde grootste ekonomie, Asiëse ekonomie te word. So ergens doen hulle iets reg. En as ons ANC afvaardiging daar gaan luister en dalk ietsie leer van daai. So ek sê dit was die paspoortstempel werd. Een ding wat Vietnam nie het nie is die werkersekuriteit en inkomste en beskerming wat ons in Suid-Afrika het. Ja, hulle praat van 'n goedkoop werksmag. Goedkoop arbeidsmag. Miskien is dit dalk iets daarmee te doen dat die arbeidskoste in Suid-Afrika hoog is, maar jy wil hê mense moet werk hê, jy wil hê mense moet gesonde werk hê en gesonde gesinne kan grootmaak. So ja. Hulle het dit op 'n manier reg gekry want hulle bevolking word, ek wil nou sê ryker, maar dis ook nou in relatiewe terme, maar hulle bevolking word meer welvarend. So ergens doen hulle iets reg. Die tydsberekening van so 'n besoek, veral nou met ons president in die VSA, mense wonder maar altyd wat het agter die skerms gebeur, wat is Vietnam en die VSA, jy weet hulle het maar 'n lang geskiedenis. Ja. So ek is maar altyd so 'n klein bietjie agterdogtig oor wat, wanneer, hoekom. Dink jy die ANC gaan die ander partye in Vietnam ook besoek met hulle samesprekings hou, of is dit net die kommunistiese party? Ek het dit nie op die skedule gesien nie. Well, net check on it. Christel, dan weer terug op tuisbodem en ons moet regtig ons vletjieblassers vol ek beter beskerm. Ja. Absoluut, hulle is goud werd vir 'n hele gemeenskap. En wat vir my besonder sleg is van hierdie berig, dis in die van die voorberig, so wat hulle sê is hulle is op soek na die vletjieblaser wat 'n tekort aan dokters by die Livingstone Hospitaal in die Oos-Kaap aan die groot klok gehang het. En dit is my eintlik alles wat verkeerd is met wat in hierdie land aan die gang is. So die reaksie is nie op die feit dat daar, en hulle praat van minstens hulle sê dat minstens 30% van hulle dokters verloor. Dit voel vir my die reaksie gaan nie oor woede oor die feit dat daar 30% te min dokters is nie. Dit gaan oor wie het dit durf waag om te sê jy is te min dokters. Ja.
Hoe durf jy? En dit is vir my 'n voorbeeld van wat verkeerd is en hoe ons dinge gat oor kop in Suid-Afrika doen. Dit kan tog nie ons reaksie wees op 'n probleem nie. Die dokters is bekommerd. Hulle sê mense lê ure lank in die aand, uit die aard van die saak, jy weet, hulle moet skofte volmaak. Nou waar kry jy mense om skofte te volmaak? Jy kan nie 24 uur van die indien enige iemand kan 'n dokter dalk 24 uur van die dag werk. My persoonlikheid verlaat my heeltemal na maksimum 12 ure, jy weet, dan wil ek gaan lê. Maar hierdie mense het hulle stamina, hulle byt vas want hulle red lewens. En om nou vies te wees vir hulle om te sê, weet maar hoe durf julle dit sê? En dan praat hulle van net die waarnemende uitvoerende hoof van die hospitaal is by magte om so 'n brief. Hier is ons nou weer terug by die waarnemende hoof van die hospitaal. Waar is die hoof van die hospitaal? Hoekom het ons nie 'n hoof vir die hospitaal nie? Die dokter sê hulle sien daar's poste geadverteer by ander plekke. Weet wat van hulle? Hierdie kan nie wees hoe ons mense hanteer wat 'n probleem probeer oplos nie. En ek dink as hulle die vrymoedigheid gehad het om hulle gesigte by daai brief te sit, het hulle. Maar ons weet vletjieblassers in Suid-Afrika het 'n baie slegte geskiedenis. Dit kan lewensgevaarlik wees om te sê iets verkeerd is besig om te gebeur. Mense sterf. Jy moet katvoet loop as jy so iets in die groot lokaal. Weet nou wil jy sê maar ek weet 'n dokter wat sê jy's 'n tekort by 'n hospitaal, dit kan tog seker nie lewensgevaarlik wees nie. Ek dink ons het al voorbeelde gesien. Ons dink aan die Deokrans saak. Dit het nou oor korrupsie gegaan. Dit is lewensgevaarlik. En hulle doen regtig ons almal 'n guns deur te praat. Ek dink die punt bly staan is dat daar soveel wanadministrasie is by soveel hospitale waarvan ons hoor of dit nou 'n tekort is aan dokters en of dit is te doen met korrupsie of of daar nie genoeg kos is nie of wat ook al dit is. Die probleem is ons gesondheidssektor is in chaos eintlik en eintlik kort ons die minister van gesondheid om hierdie aan te spreek en sy fokus dink ek op te kyk waar is ons gesondheidsorg tans eerder as om net te dink aan die nasionale gesondheidsversekering. Maar jy weet, jy is heeltemal reg, die somme klop nie. Jy weet ons praat van dokters wat afgestudeer het en hulle moet nou gaan prakties doen of hulle moet geplaas word en dan sit hulle sê hulle kry nie plasings nie. Hier sê 'n hospitaal ons het 30%. Ons kort dokters. Ons het tekort. Dit klink amper asof dit reeds gefinansierde posse is, mense het net gegaan. Hoe? Dan oor na munisipaliteite toe. Die tuisberekening hier is nog iets wat vir my interessant is. So dit is 'n hersiening van die wetskrif oor plaaslike munisipaliteite. So wat die minister hierso sê, die Kokta minister sê hulle wil dit moontlik verminder van die 257 plaaslike munisipaliteite wat daar nou is. My kommer hierso wees is ek dink nie ons mag verder sentraliseer nie. 'n Plaaslike munisipaliteit is belangrik omdat dit 'n plaaslike gemeenskap bedien. Nou wat die minister sê is ons moet nie bang wees om moeilike vrae te vra nie. Weet baie van hierdie vra dit nou al vir dekades lank. Ons is nie bang nie. Waar gaan die geld heen? Dit, Peer, is eintlik die punt waarby ons moet uitkom. Hy sê ons moet nie bang wees om moeilike vrae te vra nie. Sommige van hierdie munisipaliteite is nie volhoubaar nie. Nou meneer minister, die vraag is hoekom is hulle nie volhoubaar nie? Waar gaan die geld heen? Waar is die belastinggeld wat betaal word? Daar is duisende, ek wil sê miljoene mense met kleiner munisipaliteite, hulle betaal hulle rekenings vir dienste wat eenvoudig of nie gelewer word nie of geweldig gebrekkig gelewer word. En dit is 'n baie plattelandse gebiede en selfs op die platteland in groter munisipaliteite. So waar gaan die geld heen? En ek dink uiteindelik is dit die vraag waarby die minister dalk moet uitkom en om te sê wat gebeur met die geld? Iemand betaal dit en ergens beland dit in iemand se sak. So ek weet nie of minder munisipaliteite noodwendig 'n oplossing vir die probleem gaan wees nie. So daar moet 'n gesprek daar gevoer word, daar moet kommentaar geleer word, insette. En dan gaan dit klaarblijklik net betyds afgehandel word vir die volgende verkiesing. My grootste vraag is eintlik wat is die gevolg van die feit dat mense nie hulle werk doen binne munisipaliteite nie? Daai sal vir my 'n beter vraag wees. So waartoe gaan die geld en wat is dan die gevolg van jy weet nie, jy Kristel, jy's in hierdie pos, jy doen nie tans jou werk nie. Wat gebeur met jou? Soos daai is my vraag. Nee, ja, dit is amper soos die Katolieke Kerk, nee, soos jy hier droog gemaak het dan stuur hulle jou na 'n volgende gemeente toe. Dit is amper dieselfde gevoel wat 'n mens hier kry. So jy het hierdie munisipaliteit wat jy nou gebreek, hy's nou leeg. Ja. En nou gaan ons jou na miskien 'n groter een toe stuur, want ons gaan hierdie een wegvat. Dit kan nie die oplossing vir ons probleme wees nie. Skuif mense rond en geld rond. Ons dan by kaderontwikkeling gaan leer. Ons gaan nou mooi leer skuif. Soos in Vietnam om te leer oor kaderontwikkeling. Speel hulle ook skaak in Vietnam, ek weet nie. Ons skuif goed. Kristel, dan oor na tragies kinders wat oorlede is.
dis sleg en Ja. dis winter en dit is iets wat nie waarskynlik nie. Suid-Afrika het 'n geskiedenis van winter, mense wat staat maak op gevaarlike verhittingsmiddels. In hierdie geval sê hulle dit lyk asof iemand 'n verwarmer ergens aangesit het en toe het die huis aan die brand geraak. 4 kinders, hulle jonger as 2, almal het doodgebrand. Die SAIK het hier met 'n pa gepraat wat sy babatjie dink ek is 8 maande oud, Precious is haar naam, wat doodgebrand het. Jy weet dit kan nie 'n lekker toneel wees om buite te staan nie. En ek dink as ouers is dit van jou grootste vrees is jy laai jou kind vanoggend by 'n skool af en jy sien daai kind nooit weer lewend nie. So dis iets waarmee ons regtig almal kan identifiseer, maar dit is ook dis nie 'n nie algemene probleem in Suid-Afrika nie, maar iets waarmee ons baie meer moet doen om te pak. Jy weet ons praat van pittoilette, kindertjies wat in pittoilette beland. En hier is dit dieselfde. Ons wil graad R verpligtend maak. Miskien moet ons begin kyk na fasiliteite soos hierdie. Ek het op plekke gesien hulle sê dis waarskynlik nie heeltemal voldoende geregistreer nie. Weet maar mense is eintlik ook maar desperaat. Jy moet gaan werk, so iemand moet na jou 8 maande oue baba kyk. Wie kan dit doen? 'n Tannie wat dalk bietjie minder vra as enigiemand anders. Jy weet so ons moet op voetsoolvlak moet ons begin en hierdie goed regkry en help waar ons kan. En die algemene deursnee van ons kykers is nie noodwendig die deursnee van Suid-Afrika altyd nie. Mense besef daar is massas en massas mense wat hulle kinders los by mense wat nie geregistreer is nie. En ek ken persoonlik die stories van meer as een kind wat hulle self doodstik by 'n crash en dan kom die ma die middag daar en dan is die kind nie meer daar nie. En dis nie 'n amptelik geregistreerde crash nie. Dis hierdie plekke langs die kant wat nie geregistreer is nie. En dis ongelukkig die realiteit in Suid-Afrika en waarmee ons moet werk maak. Maar ek dink ook dis 'n realiteit dat ons weet dit en ons moet iets daaraan doen. Ons moet. Niemand het gesê maak haar toe nie. Help haar om dit reg te doen. Ja. Dit is wat ons moet doen sodat mense met groter gemoedsrus hulle kinders ergens kan aflaai. Voordat 'n mens by dit kom. Voordat jy eindig. Dan moet ons gesels oor nog boeliegedrag in Gauteng. Ja, dit sluit my so 'n bietjie aan by die vorige een. Ons het 'n onderwysstelsel in krisis en ek dink ons het 'n gemeenskap in krisis. Hierdie kinders is tussen 13 en 15 jaar oud en mense hulle kinders noem want hulle is kinders. Maar hulle gedra hulle daarom so baie groot kinders. Hier het die naweek plaasgevind. So 7 van hulle is in hegtenis geneem tussen 13 en 15 jaar oud. Dis 'n video wat versprei is van hierdie meisies wat die ander een na bewering boelie, rondruk, rondklap. Ek moet vir julle sê ek is nie heeltemal ongenee dat hulle in hegtenis geneem word nie. Jy weet ek dink daar's perke tussen kinders wat mekaar rondtrek. Ons was die naweek by 'n kinderpartytjie en toe ek sien tussen 2 kinders op die veld besig om mekaar rond te ruk. En dis toe nou my eie 2. En ek sê nee, moenie bekommer wees nie, hier is intern, dit is maar interne dispuut. Hulle is beklei net vir die bal, dit is al, alles is fyn. Maar daar's perke en ons moet kinders leer hoe om konflik gesond te hanteer. Jy weet, ons kan nie net sê, "Oeg nee, jy weet, ek wil asseblief ek wil niks met konflik te doen nie." Ons moet kinders leer om dit gesond te hanteer. Hierdie is nie 'n gesonde manier nie. Nee. Hierdie insident het gebeur in 'n huis waar hulle gebly het. Ja. Is dit 'n skoolhuis, 'n Ek moet vir naskoolhuis? alle eerlikheid sê, ek kan nie uitpleis presies wat die setup is Want nie. ek wonder dan hoekom is die departement van onderwys dan nou hier betrokke? Ja, maar kyk, in Gauteng veral het ons 'n flinke onderwysdepartement. Hulle doen ondersoeke op baie plekke. Okay. Of hulle moet en of hulle nou nie moet nie. Ja. Nou in 'n geval hierdie kinders word ingevolge die kinderwet word hulle nou hanteer. En dis reg so hulle moet vasgevat word en hulle moet die gevolge dra van hulle gedrag. Ons moet ophou om kinders met handskoene te pak. Gesonde konflik tussen kinders is gesond. Dit leer jou iets. Maar hier is heeltemal iets anders. Ja, boeliegedrag moet eindig. Dan ook hartseer nuus, nog 'n massavergiftiging. Sure. Hierdie is besig om 'n patroon te raak en kenners dit is wat kenners ook sê is ergens is hier 'n baie groot slang in die gras. So hierdie keer is dit in Mpumalanga. 100 aasvoëls wat hulle om 'n vlakvarkkarkas het hulle dit gekry. En hulle is almal dood. En die vorige een sal julle onthou, hulle kon baie van die aasvoëls kon hulle red. In hierdie geval nie 'n enkele een nie. So hulle het monsters versamel, hulle sal dit gebruik in 'n hofsaak indien daar wel een is, maar hier is 'n groeiende krisis en ek dink daar skuil meer hier agter. Hulle sê as niks van die dele is verwyder nie, wat dat lyk dit nie moetie is nie. So ergens is hier 'n ander probleem, maar dit gaan ons almal vat om te help, aan te meld, beter te doen.
Ja, absoluut. Die goeie nuus is dat verlore spesies weer gevind is. Dit is die twee kante van Suid-Afrika, nee. Aan een kant is dit baie keer dodelik hartseer en aan die ander kant doen ons hierdie wonderlike goed. Die Goue Mol, die Blyde rivier, Platgytjie, daar is een of ander iemand se padda. 5 spesies wat die laaste paar jaar wat ons gedink het weg is vir ewig, wat ons ontdek het in Suid-Afrika. En hoe wonderlik is dit nie? Die padda was die enigste een wat hulle kon kry. So wat hulle sê, die habitat verander, so baie keer sien ons hulle nie omdat hulle uitgesterf het moontlik of omdat hulle net gaan wegkruip. En hierdie is absoluut wonderlik. Dit wys dat kan gedoen word. Ons moet nie eendag aasvoël daar sien nie. En ek dink dis eintlik die kruks van die saak is ons moet werk voor ons hierdie punt bereik. Maar ons doen absoluut wonderlike werk in Suid-Afrika om diere te red en te vind en op te spoor, baie keer toevallig. En die spanne wat betrokke was, ons het verlede week eintlik met iemand gepraat wat deel was van die reddingspogings van die aasvoëls, maar wat toe ook een van die navorsers was wat die klein gekkoutjie gevind het weer. En die proses ook om aansoek te doen vir die permit om op die berg te kan beland en toe te sien, weet jy wat, maar is gesond, ons sien hulle weer, hulle is nie weg nie. Wonderlik. Dis wonderlik dat ons soveel mense het wat regtig betrokke is, soos hulle hande vuil maak en gaan hier ons wil kyk, seker maak. Hulle maak hulle hande vuil en dikwels agter die skerm visse. Ek het nou die dag met iemand gesels wat 'n vis weer probeer red. Wonderlike werk wat mense doen. Dis Ons goeie moet help. nuus. Dis goeie nuus. Baie goeie nuus. Ja. Christel Barak vir die saamgesels vanoggend. Lekker julle. Dis Christel Cornelissen, bly gerus ingeskakel en nou gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.